Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdaande Bybelbespreking. Pastoor Mario, lekker om julle te sien. Ag, baie dankie. En dan wil ek ook vir Pastoor Henry sê baie welkom. En hy gaan nou seker sê ek moet begin want ek was lanklaas hier gewees. Ek ken sy ou triks hoor. Ek kan hy's nou al lank op hierdie online bespreking. Julle was mos nou lekker af gewees laasweek. Julle het nie verskonings nie. Okay. Ons moes gewerk het terwyl die ander af was, jy weet. So Mario, dat jy maar gooi hoor. Ja nee, wie wil begin? Moet ek begin? Jy kan vir hom gooi. Dit is my beurt om te begin. Dan sal ek nou maar begin. Alright, nee, ons praat oor die wapenrusting vir die mense wat nou ingeskakel het. Ons het al 2 dele gedoen oor dit. Ons is nou by die 4de ene wat die skild van geloof is. Nou ek is mos maar 'n ou wat laai kom bietjie meer oor die hele situasie te dink, oor die beeld van dit ook. En 'n Romeinse soldaat het 2 skilde gehad, soos wat ons op die vorige keer gepraat het, ons oor die gordel gepraat het, ons het genoem. Nou vir my, as jy hierdie stuk lees van die skild van geloof, glo ek Paulus het hierna verwys na die skild wat mee oorlog aangevoer geword het. Dit is nie die skild wat hulle seremonie mee gehou het en net mee gemars het nie, is die skild wat hulle oorlogsveld toe gedra het. En nou wat vir my baie interessant was, hierdie skilde lyk amper so 'n deur, as ek kan beskryf, hy's reg hoekig. En ek het dit nou afgerond in meters en dit is so, hy's gewoonlik so 1.3 meter lank plus minus en so 77 cm breed. So is redelik 'n groot stuk skild gewees, of wat ook al hy nou van gemaak is, leer of ys met metaal in of hout of wat ook al hy nou heeltemal alles aan mekaar gesit was. So nou hierdie skild van die Romeinse soldaat kon homself heeltemal mee bedek het en hom beskerm het teen ligaanvalle. Nou as jy bietjie daaraan dink, ek wil net 'n prentjie skep. Ek weet nie of jy al movies gekyk het nie, maar gewoonlik hierdie ouens wat as jy hierdie ou tydse movies kyk, die een groep sal hierdie kant staan en hierdie groep hierdie kant, dan sal hulle na mekaar toe loop en oorlog voer, en so wanneer hulle na mekaar toe loop, dan kry jy jou boogskutte en dan begin hulle pyle skiet in die rigting van die vyand en die vyand vir die ander ouens. En nou dit is nou wanneer dan die soldate dan nou nie 'n keuse sal hê nie en dan gaan kniel hulle nou en keer met hulle skilde, laat daai pyle hulle nie doodskiet nie. Nou, dit is my interessante ding om te kyk, en daai goed is so erg, as jy 'n fliek gekyk het soos 300, daai pyle as dit so opskiet, dis so baie pyle wat hulle skiet, dit lyk amper of die son verduister as al die pyle voor die son opgaan, so mense 'n bietjie, ek dink bietjie aan daai beeld van dit, hoe moet dit lyk. Kyk, so Paulus praat ons nou hiervan, dit is 'n geestelike oorlog, so sien daai beeld van daai oorlog en al daai pyle, so baie aan die lig wat aankom, het verduister, skoon die son, en Paulus sê vir ons, daai skild, keer al daai pyle, daai vurige pyle, blus hy uit. So wanneer hy sy vyand, ons vyand wat Satan is, daai vurige pyle skiet in ons rigting, moet ons weet, ons het daai skild wat ons kan optel, wat geloof is, en ons beskerm teen daai aanvalle van die vyand. En net 'n ding wat ek het so vinnig laaste wil sê, want ek praat nou al klaar te veel, is, omdat ons die skild van geloof het, moet mense nie dink, ons gaan nie aangeval word. Die pastoor het 'n mooi ding wat pastoor altyd sê, mense dink altyd om 'n kind van God te wees, is hierdie rooskleurige lewe. Dis nie so, mense moet besef, daarom het ons die wapenrusting, want ons gaan aangeval word. En daarom moet ons die skild gebruik. Dit beteken nie omdat ons nou die skild van geloof het en uit die pyle uitblus, ons gaan nie aangeval word nie. Dis juist omdat ons hom moet gebruik, om die aanval te keer, maar die aanval gaan wel kom. Maar as jy in daai geloof staan, kan jy daai aanval afweer. Hendrik, ek het amper dieselfde idee soos jy, maar ek het nou weer 'n ander prentjie rondom dit. En ek wil dit ook beskryf as die eenheid van kinders van Christene. Jy sal ook sien in baie van die films waarna jy verwys, maak hulle so 4 hoete. Ja. Jy van die kant, jy het van bo en teen die kant agter waar die pyle dan so kom, hulle vorm 'n eenheid. Jy kan net nie as een doen nie, maar jy moet dit as 'n eenheid, 'n legioen doen. Hulle doen dit of peloton en eenheid, en dan is die volle beskerming daar. En ek sien dit ook wanneer Christene saam Bybelstudie doen, families saam Bybelstudie doen, wanneer ons as gemeente by mekaar is, en ons het almal die wapenrusting. Moenie dink terwyl jy hier sit in die gemeente, dat daar nie aanval kom nie. Ons gedagtes word altyd, of iets gebeur, of jou aandag word, en wanneer ons in eenheid is ons so mooi toegemaak. En dis die skild van geloof. Die skild van geloof is hy bring geestelike beskerming. Ons moet dit baie mooi. Eerstens die aanval kom, jy die skild om jou te beskerm, en dit blus die vyand se aanval uit. Want wanneer jy toe is in daardie
eenheid van die skild wat rondom al die soldate is, blus dit die aanval. Met ander woorde, daai pyl kom, hy tref, maar hy gaan nie deur nie. Hy verrig nie skade nie. Amen. En dis hoe dit belangrik is dat ons ook in die eenheid, in geestelike eenheid, in jou familieband, vir jou as individu, familieband, en wanneer ons as gemeente by mekaar is, Amen. om vir my mooi daai blok te sien, hoe hy toemaak. En dis hoe ek ook na die wapenrusting kyk, en veral na die skild. Hy maak ons toe. Dis amper soos God se mantel. Jesus se mantel. Wanneer hy so oor jou sit en hy maak jou toe. Dis daai beskerming en daai vrede Amen. wat so oor jou rus. En wat vir my so interessant is wat pastoor sê oor dit is, Paulus sê spesifiek die vuurige pyle. Ja. Nou dink 'n bietjie daaraan, nou in die flieks en goed wat ek al gekyk het. Baie keer dip hulle dit soos in teer Ja. en sulke goed, dan steek hulle dit ons aan die brand en dan skiet hulle. Nou imagine nou, dit is wat die vyand op jou afskiet. En daai ding slaan die skild nou. Daai teer loop seker nou maar uit en is aan die brand. Maar wat mooi is, dit lyk soos 'n groot aanval, maar Paulus sê die skild blus dit uit. So daai ding kan so erg lyk of jy in die gemeente erg lyk of waar ook al in jou huisgesin erg lyk. Maar as jy weet jy het 'n vaste vertroue in God en jy staan in jou geloof, sal dit daai pyle, daai aanval, daai vuur uitblus. Ja, Absoluut, ja. En weer eens, iets wat vir my mooi is, en die Here het gesê, eenheid. Wanneer ek in God is ek eenheid met God. Wanneer my familie in God se waarde is, daar's eenheid in geloof. Wanneer ons as gemeente bymekaar kom, daar's eenheid in geloof. En nou sê ek sien, ons maak onsself toe, maar daardie skild, Amen. om die aanvalle. Een, daar's 'n dreigende gevaar, en twee, hy stop daai pyl net daar. So hy stop daai aanval net daar. Die skild keer dat hy nie verder gaan nie. Amen. Mario, wat het jy vir ons te sê? Wel, meeste van wat ek wou sê is klaar gecover, maar Nee, moet nou ek's- nie kom nie, maar ek's baie nee, maar- gelukkig daarvoor. Maar een ding wat kop toe kom is die skilde van die soldate het verskil van grootte. En net so moet ons oefen en nader aan God kom en ons liefde vir God oefen sodat ons geloof sterker kan wees. En hoe sterker ons geloof is, hoe groter gaan ons skilde wees en hoe meer aanvalle kan ons afslaan. En hoe groter jou skild is, hoe meer beskerm hy jou. So ons moet gereeld ons geloof beoefen deur om nader te kom aan God, deur om beter te glo sodat ons meer beskerming het teen 'n vyand. Weet jy aan wat laat jy my nou dink? Dis soos wat ek nou gesê het, byvoorbeeld hysof hy het leer uitgemaak of wat ook al. Nou laat jy my aan die materiaal dink. Ja. Hoe soos wat jou geloof groei, nê, kan 'n mens dan nou dalk sê jou materiaal van jou skild waarmee jy gebou is word sterker, want jy staan meer vas in jou geloof. Jy verstaan wat ek probeer sê? Ja. Jy het nou daai prentjie nou by my geskep. Daai skild, hoe meer jy in geloof groei, hoe meer jy op God vertrou, hoe sterker word jy in geloof. Obviously, hoe sterker is daai skild van geloof Yes. wat jy opbou wat daai pile keer. En dis een van my punte wat ek het is die wat is die eienskap van die skild van geloof? Een is geloof in God se beloftes. Amen. Ja. En wanneer ons staat maak op God se beloftes en sy beskerming, word ek en jy gewortel in die geloof. En dis wanneer die skild die sterkste is, wanneer ons in daardie geloof staan. En wat baie interessant is, wat julle ook nou by my opbring, 'n jong soldaat, hy dalk 'n meer nie so mooi skild nie. Maar ek dink hoe jy in die range, soos ons in die polisie gesê, jy gaan in jou range kry nou 'n beter skild, jy weet, 'n sterker, 'n mooier skild. Ek sien nou hoe jy in die geloof kry, dan gee God vir jou 'n sterker skild. Wat eintlik Dit was 'n pastoor het nou 'n prentjie in my geskep van hierdie man, hy het plakkies af, plakkies en hy sien mooi geklee aan. is dit nie belangrik en jy swak in die geloof is. En ons het nie die volle waarde van die wapenrusting, ons besef dit nie. Ons moet deur eers die leerskole gaan om dan na 'n beter wapenrusting te kry. Ag nee, raad hy heeltemal 'n ander prentjie by. Ek het nou 'n polisieman gesien wat eers ordentlik aangetrek is. Wat sy hemp uitsteek. Wel, ek is geneig om te sê jy gaan nog 'n redelike paar van hulle kry. Ai, dit was snaaks geweest. Hey,
Ja, pastoor het nou dit goed gesê. Ek meen die generaal gemoes dan nie met 'n klein skuldloop by maar hy trotse skuldloop. Met mooi goud op, ja. Fancy goed. Oei. Maar jy moet nie sulke gedagtes by ons los. Ja. Is daar nog iets wat pastoor wil sê? Nee, Ek dink ons het hom redelik Ek dink aangeraak. ons het lekker gesels. Die belangrike punte van hom was, dit is geloof in God, op hom vertrou, die beloftes glo wat God vir ons gegee het Ja. en op dit vas staan. Dit is wat geloof is om Ja. vaste vertroue in God te hê. Ja, ek sê eintlik my laaste is deur die skuld van geloof te swaai, kan gelowiges hulself effektief verdedig teen geestelike aanvalle en oorwinnend te verskyn kom in hulle wandel met God. Amen. Ja. Right, Mario, gooi vir ons die tweede een. Dis hy. Die volgende een is die helm van verlossing. Krip So, nou, né? ja. Dis alsmaar. In die geskiedenis het die Romeine soldate 'n helm gedra om hulle koppe te beskerm teen aanvalle. Die helm het die belangrikste gedeelte beskerm van die soldaat se liggaam, sy kop. As die soldaat nie 'n helm dra nie, dan kan die vyand die soldaat se oë beskadig, sy gesig oopsny of tot sy kop afkap. Die Romeine het ook hulle helms gebruik om identiteit, rang of prestasies te vertoon. So as die Romeine hulle helms gedra het en hulle het in die pad afgeloop, dan kon jy sien wat sy rang hy het, wie hy is in die weermag en hy wys sy prestasie, die oorloë wat hy gewen het. Sy. Pastoor, kan maar aangaan daarso. Wel, kom ons kyk, wat is die doel? Ek dink dit is vir my belangrik. En eerstens wil ek kyk, en jy het iets vir my gesê, na die oë. Net die oë is vir my belangrik, want dit is deur die oë kan jy tot in die siel van die mens kom. So die oë en die beskerming van die oë is vir my baie belangrik. Beskerming van die verstand, die helm van verlossing bewaak gelowiges se gedagtes teen aanvalle, twyfel en leuen. So daar's baie dinge rondom die helm. En daar's verskillende sienings rondom. Vir my, die helm is dan een van die belangrikste gedeeltes, want wanneer jy die gedagtes of die hoof onthoof, dan verloor daardie liggaam al sy beskerming. En daarom sê ek dit is vir my nie net ons gedagtes nie, maar dit beskerm ook die siel van die mens. Die oë, die ore, die mond, maar dit help ons ook om weerstand te bied, want baie keer sien ons met oë, ons luister met verkeerde gedagtes, ons praat met verkeerde dinge. So dit is nie net 'n beskerming nie, maar dit is ook 'n beskerming teen 'n aanval nie, maar om ons ook te beskerm teen onsself. Ja, absoluut. Dit is 'n mooi ding wat pastoor sê. Maar wat sal julle sê as ek dit so kan sê, kyk, wanneer het jy die helm aan? Net wanneer jy gaan en jy oorlog voer. Gewoonlik, en hier kyk ons weer, wanneer hulle in parades is, wanneer hulle oorwinning gehad het, sal jy ook sien, wanneer hulle marseer, dra hulle, wanneer hulle aan diens is, dra hulle helm, en daar's verskillende helms wat hulle ook gebruik het. Wat baie interessant is, veral vir die Romeine. Hulle het byvoorbeeld baie van jou hoër offisiere het ek wil amper sê 'n seremoniele helmet gehad, en dan het hy een gehad wat hy gebruik het vir fisiese kontak. So ek wil amper vir jou sê, hulle het 2 verskillende helmets gehad. Nee, ek hoor wat pastoor sê, ek dink pastoor het nie my vraag staan nie. Kom ek kyk, hoe kan ek dit anders te stel? Of gee ons jou siening? Ja, ek hoor wat pastoor sê, en ek strei nie oor dit nie. Eintlik wat ek op wil neerkom is om die vers self te lees. Ek lees vir julle Efesiërs 17. Hoor wat sê hy? Hy sê gebruik God se verlossing as 'n helm. Nou wat is God se verlossing? God se verlossing is sy woord. En wat het vir ons verlossing bewerkstellig is Jesus Christus. Amen. So deur Jesus Christus wat ons verlos het. Want onthou nou is hy wat ons kon verlos het. Ons kan nie onsself verlos nie, niemand anders kan ons verlos behalwe Jesus Christus nie.
En deur daai verlossing, en daai verlossing is die bron van die helm vir my. Ja. En Henry, jy's nou besig om my slot te wil uithaal, dat ek Jesus wil vergelyk, soos hy is die helm van verlossing. Amen. En dit was eintlik my slot gewees. So eintlik steel jy nou my slot. En dis nou nie mooi van jou gewees nie, hoor. En dis die waarheid, Henry. Jesus is die helm van verlossing. Want deur in die woord te staan, en hy sê in Johannes 1 vers 1, en dit is wat ek later wou aangehaal het, hy is die woord. Hy is die beskerming, en hy is, en moet die senter van ons gedagtes en alles wees. Daarom wil ek, en ek stem met jou saam, want wie is die hoof van die gemeente? Absoluut, Jesus Christus. Jesus Christus, maar as 'n ander woord, hy is die kop, ons is die liggaam, en dis hoe, en ek het nou vir jou gesê, ek het 'n baie interessante siening baie keer rondom sekere goed. En dit is van my dinge wat ek in my slot wou aangehaal het, en vir jou verwys het na Jesus as die wapenrusting. Hy is ons wapenrusting. En nou haal jy dit nou voor my aan. So, jy was nou nie mooi in dit nie. Maar dit is mooi wat ons sê, wat laat die Jesus Christus die verlossing bewerkstellig het. So, vir my het ek besef, die dag wat jy tot bekering kom, en jy verlos is deur Jesus Christus, trek jy daai helm van verlossing aan. Paulus skryf ook, dan moet ons denke vernuwe. Ja. Jy sien, dan daai helm van verlossing beskerm ons, want nou begin ons die denke van God hê, die denke van Christus hê, nie meer ons wêreldse perspektief nie, maar 'n goddelike perspektief. So ons reageer nie meer op situasies soos wat ons normaalweg as 'n wêreldsmens, soos 'n onbekeerde mens sou gereageer het. Ons begin dinge nou deur 'n geestelike oogpunt sien, goed sien soos wat Jesus Christus dit sou gesien het, nie meer deur ons eie fisiese begeertes of emosies nie. En ook as gevolg van dit, omdat ons nou daai helm van verlossing aan het, kan ons die wonderlike evangelie verstaan, want ons gedagtes is nie meer verblind nie, want ons het nou die helm van verlossing aan, en daarom verstaan ons die goeie nuus. En ek wil net vandag 'n skrif lees wat my daaraan laat dink het, en dit is 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 wat sê, as ons goeie nuus nog versleier is dit net bedek vir die wat verlore gaan. Dit is die God van hierdie bedeling, wat die gedagtes van die ongelowiges verblind, sodat hulle die lig van die goeie nuus nie kan sien nie. Dit is die goeie nuus van die heerlikheid van Christus, hy wat die ewebeeld van God is. Nou, omdat ons daai helm aan het, omdat ons nou daai verlossing het, kan ons die evangelie verstaan, kan ons die goeie nuus verstaan. En dit is nog 'n manier hoe ek dit sien. Ons as kinders van God wat daai helm aan het, dis hoekom sien ons dinge anderste, so omdat ons nou die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus kan verstaan, waar wêreldse mense dit nie kan verstaan nie. En ek het weer myne, hy is ons verlossing, Lukas 2 vers 30, en hy is die woord van God, Johannes 1 vers 1 en 14, en ek het nou daar verwys, en nou haal jy my mooi gedeelte aan, en wat een van my punte is, dit versekering van verlossing, dat herinner gelowiges aan hulle veilige posisie in Christus, en bied versekering van verlossing. En dit hou baie aan met wat jy sê, en ek sê ook, die versekering van verlossing, die helm van verlossing, is gewortel in die versekering van verlossing, wat kom in geloof in Christus. Nou, dit is interessant. Nou, omdat ons nou daai denke het, nê, is ons beskerm, en nou, omdat ons goed anders te sien, staan ons in geloof. So ons sien nie meer dinge soos wat ons wêreldse vleeslike maniere sê. Ons sien nou dinge soos wat Christus dit sou gesien het. En as gevolg van dit, staan ons op geloof. En dit dan tel jy outomaties vir jou skuld van geloof op. En dit is vir my wonderlik elke keer om te sien hoe hierdie wapenrusting met mekaar saamwerk. Amen. En my ander punt wat ek het, beskerming teen twyfel en vrees. Dit beskerm gelowiges teen twyfel en vrees, wat kan lei tot geestelike aanvalle en kwesbaarheid. Amen. Want as jou geloof nie sterk is, is jy kwesbaar. Absoluut, ja. Ja, en ek het nou gepraat, nou Mario, kom, gee jou kripnotes. Jy begin met dit, sorry, ek kan nou nie die kripnotes sien. Ja, dis baie interessant. Hoe ek het ook sien is soos Jesus Christus die hoof en die leier is van die kerk, is ons kop die hoof en leier van ons liggaam. So, as ons die helm van verlossing aantrek, dan lei ons liggame, dan doen ons wat ons moet doen. Dan kom die vrug van die gees in, selfbeheersing. Jy beheer jou gedagtes, jy beheer jou
wat jy doen en hoe jy te kere gaan. En as ons die helm van verlossing aantrek, dan beskerm dit ons van leuns af. Want die vyand kan nie jou oë oopsny nie, hy kan jou nie jou oë beseer nie. So as ons die helm aan het, dan is ons visie 100%. En dan kan ons die aanvalle en die leuns raak sien. My laaste punt rondom dit, ek het nog 'n paar ander punte, maar julle baie van dit bespreek is dit, deur die helm van verlossing te dra, kan gelowiges hulle gedagtes en denke beskerm en die vrede en versekering ervaar wat kom in die wete dat hulle in Christus Jesus gered is. Amen. Ja, absoluut. Dis die opsomming van dit. 100%. So Hendrie, ons het nie baie verskil rondom dit nie. Ons het nie eintlik verskil. Nee. So, maar nou aangesien ek begin het Mario tweede was, Dan sal ek met die swaard. Die laaste een pastoor. Sy. Ek sal met hom gesels. Die laaste deelte van die wapenrus is die swaard van die gees. Dit is die aanvalswapen wat God ons gegee het om te gebruik. Nou kom ons kyk na 'n Romeinse soldaat. En jy het dit ook mooi aangehaal toe ons die eerste keer toe by julle was. 'n Romeinse soldaat het 'n kort swaard in sy gordel gehad. Hy het hierdie swaard gebruik wanneer hy en die vyand in 'n baie naby geveg betrokke is. Nou, wanneer gebruik ons hierdie swaard? Wanneer ek en jy bitter naby in hierdie geestelike, persoonlike aanval is, dan het jy die woord van God nodig. Om daardie aanval en die versekering te kan gee. En daarom is hy ook kort, want dit was 'n naby geveg. En daarom moet die woord van God naby in jou hart wees, in die gedagtes, oral wees. Jy moet gewortel wees in die woord van God. En dan gaan jy dit weerstaan. En 'n mooi voorbeeld vir my was toe Jesus en Satan in die woestyn, Jesus daardie aanval gehad. Satan was by hom. Hy was letterlik in sy aangesig gewees. So daardie aanval was kort. En Jesus moes die woord gebruik om elke slag vir Satan te sê, "Wow, stop hom. Daar staan geskrywe." En wanneer ek en jy nie gewortel is in die woord nie, en as jy die woord nie ken nie, kan ons nie daai swaard gebruik om onsself te verdedig nie. So dis in kort my opsomming vir dit. Nou laat ek dit in julle twee oor. Absoluut. Mario, goeie jou sê. 'n Interessante ding wat ek nou aan dink as ons praat van toe Jesus in die wildernis was. Satan het ook die woord van God gebruik. Hy het ook die swaard gebruik. En dit is belangrik vir ons om te weet wanneer dit die verdraaide waarheid is, wanneer mense die swaard teen ons gebruik in 'n verkeerde manier. En is reg vir ons om die waarheid te ken, die gordel van waarheid, die waarheid te ken sodat ons dit kan verslaan met die woord van God, die ware woord van God. Want die vyand gebruik ook die swaard teen ons. En ek het 'n ander punt. Ek het 'n ander siening ook, my tweede siening rondom dit. Die woord word soos 'n swaard in ons lewens gebruik om ons diep in die hart te tref en ons te oortuig van ons eie sonde. Hy's 'n tweesnyende swaard, ons twee kante. Een om weerstand te bied en twee om onsself in die hart te sny, sodat ek en jy in ons eie sonde belydenis kan doen. Interessant. Nice. Kom ek vertel julle 'n bietjie hoe ek dit sien. Gooi hom. Ja, ek het dit ook altyd so verstaan en so geleer en so groot geword. En ek glo dit is hoe meeste mense, maar ek het iets baie interessant gelees hierdie week in my Griekse Bybel. Nou jy sien in Efesiërs spesifiek nou, as jy nou gaan lees wat hy nou praat van in vers 17, wat hy sê die swaard van die gees, dit is God se woord. Ja. Nou die woord se woord in Grieks wat daar gebruik word is rema. Nou wat interessant is, as hulle altyd van die woord, fisiese woord soos die Bybel praat, word dit altyd as logos vertaal, uit daai woord uit. Maar dit is nie logos wat in Efesiërs staan nie, dit is rema. En nou hoe laat dit my nou dink, want dit is nou interessant, want as jy nou gaan kyk wat elkeen beteken, rema is basies die sprekende woord van God, waar logos die geskrewe woord is. So nou, dit is nou vir my baie interessant gewees om so daaraan te dink. So as jy so daaraan dink, rema is wanneer jy in gebed gaan,
en jy bid tot God en hy praat met jou. En hy gee jou 'n woord. En jy sien dit baie ook met die apostels of iets, baie keer in Handelinge was daar 'n geval gewees wat God vir Paulus gesê, hierdie man het genoeg geloof om gesond te word. Jy sien, dit is God wat met Paulus daar gepraat het. Verskillende situasies wat God met hulle gepraat het en hulle insig gegee het. En dit val amper half terug weer na die gawes van die Gees toe. Wat ons ook al oor gepraat het. So nou, dit is so interessant dat hierdie woord gebruik was, want ook as jy in 'n oorlog betrokke is, jy onder 'n geestelike aanval is, ek weet nie van julle nie, maar ek gaan baie in gebed in. En baie keer gee God jou daai rema, daai woord wat hy met jou praat, en hy gee jou daai versekering. Onthou, God gaan jou nie 'n valse ding vertel nie. So baie keer gee God jou die wysheid in daai situasie, om daai situasie te oorkom, en oorwinning te behaal in daai situasie. En baie keer is jy bekommerd oor goed. Dit het al in my persoonlike lewe wat ek bekommerd is oor goed. Dan bid ek oor die Here, hierdie ding pla my, dan kom Here en hy sê, jy moenie worry nie, dit is hoe dit gaan uitspeel, dit is wat gaan gebeur. Moenie bekommerd wees nie. En dan ek meen, hoe kan die vyand jou aanval as jy daai swaard het? Wat God fisies vir jou gesê het, hoor hierso, dit is hoe ek dit gaan laat uitspeel. Dit is hoe ek dit gaan laat uitwerk. Jy kan absoluut, die vyand kan jou nie aanval nie, want daai swaard gaan hom absoluut oorwin. So vir my voel dit half of daai ding af twee kante toe gaan. Dit kan na die geskrewe woord toe gaan, maar dit kan ook God se fisies gespreeke woord wat hy met in jou inspreek en vir jou sê, my kind, hierdie is wat ek vir jou in storie het. Dit is my plan vir jou, of dit is wat jy moet doen om oorwinning te behaal. En as God vir jou gesê, dit is wat jy moet doen om oorwinning te behaal, dink ek, daai swaard is dodelik. Want daai vyand, dan staan jy daarop fisies en jy weet God is met jou en daar's niks wat hy nou kan doen nie. En 'n voorbeeld, ek kan 'n getuienis gee en ek het dit vir die eerste keer met my maale gedeel. En met niemand gedeel nie. Wat vir my interessant is, my vrou, kan ek dit maar deel. Wat interessant is, my vrou is nou swanger en ons het so ruk terug, hulle doen ons daai toetse vir Down syndroom, ons as jy op sekere weke kom. En die goed kom toe nou terug, laat daar nou kanse is, dat hierdie 'n probleem is. Nou sê die dokter, okay, ons kan verdere toetse laat doen, want hulle spesifiek nou dit toets, daar's nou nuwe toetse vir dit uit. Kost toe 'n paar R1000, maar nou op pad huis toe, nou praat ek in sy en goed, en nou die maandag gaan ek weer werk toe, nou, soos ek sê, ek bid altyd, nou praat ek met die Here. En snaaks genoeg, as 'n liedjie waarvan ek nie hou nie. Nee, daai liedjie wat sê, dis nie 'n lelike liedjie of iets, dis maar net, ek hou nie van daai lied, spesifieke liedjie se styl of wat ook al nie. Is daai liedjie wat sê, the good news is that the bad news was all wrong. Nou weet ek hou nie van die liedjie nie, en ek hoor dit duidelik, dat die Gees vir my gesê, the good news is that the bad news was all wrong. Ja. Nou sê ek, hoe weet ek dit is die Here, want ek so nooit aan my lewe aan daai liedjie gedink het nie, want ek hou nie eers van daai liedjie nie. Nou sou ek bly, verstaan jy, nou daai Here, daai woord in my, kom sê, hoor, so alles gaan okay wees. En ek sê, en ek dink toe, okay, obviously, ek is 'n ou wat dink oor ander mense gevoelens. Die eerste ding wil ek my vrou te rustig stel, en tweede ding is, dink ek, nee, weet jy wat, ek gaan daai toetse laat doen, nie omdat ek twyfel nie, maar ek soek fisiese dokter se bewyse, dat dit wat God vir my gesê het waar is. Ek sê my vrou, kom ons doen daai toetse, betaal daai geld, ons doen daai toetse kom terug is negatief. Amen, prys die Here. En dis wat ek wil sê, altyd wat die Here nog altyd goed vir my gesê het, was dit altyd 100% akkuraat. En dis my probleem met valse profete ook. Ja. Want elke keer dat die Here nog vir my iets gesê het, was daar nie eers so 'n bietjie fout gewees in dit. En dit is die ding wat ek wil sê is, as God daai woord vir jou gesê het, en jy staan vas op daai woord wat God vir jou gegee het, kan daai vyand absoluut niks aan jou doen nie. Sê Hendrie, dit is kom ons sê twee kante. Een moet jy gebruik soos wat die Here vir Satan gebruik het. En gesê, daar staan geskrywe, jy, en dit is dit. Dan kry jy die een wat gesê, waar hy met ons praat en in ons hart sny. En dis wat hy met jou gedoen het. Hy het in die hart gesny. En jy het geweet hoe daai woord opkom. Hierdie woord kom nie van iemand anders nie. Dis direk van God. Daarom verwys hy na die twee snydende swaarde, want hy sny twee kante. Ons dink altyd aan, en jy het dit mooi gehaal, dat dit net een kant is. Ons moet dit gebruik om die vyand te oorwin. Maar ons vergeet dat God deur daai twee snydende swaard foute in ons lewe regmaak en vir ons 'n woord gee. Jy het twee keuses 'n dag gehad. Toe dit opkom, kon jy gesê het, ek is oorwin. Of jy het gesê, ek vat dit nie, want God is die God wat lewe gee. God is wat dit doen. So jy het gaan staan op dit wat God vir jou gegee het. En ek dink daai liedjie het juist met 'n doel gekom om vir jou te sê, hey, dis hoe dit is, moenie op die mens vertrou nie. Vertrou op my.
En dis baie keer op wat ons doen. Ons ontvang 'n woord en dan kom hy twyfel aan ons. En wanneer 'n twyfel inkom, kan jy nie die tweesnydende swaard gebruik nie. En jy het gekom, ek gaan dit nie vat nie, ek gaan nie die twyfel, ek gaan instaan in die woord wat Jesus Christus is. En God het met jou daardeur gepraat en gesê, hey, wees rustig, wees kalm. Dit mag donker lyk, maar ek is die een. Maar ek praat direk met jou. Maar dan kom ook een waar Jesus dit self gebruik het, waar hy vir Satan gesê het, hey luister, dis nou klaar. Jy kan my nie verder versoek nie. Daarom bewys ek, daar's twee kante van die swaard. En die lem is 'n skerp gedeelte en dan die dik gedeelte. Dis wat ek altyd vir mense sê. Daardie dik gedeelte is my Christus Jesus. Want hy breek nie. Die lem kon nog chip wat ek is. Ja. Hy kon nog bietjie hier daarin sny. Want ek moet hom gebruik. Maar daardie gedeelte, as hy van 'n kwaliteit staal gemaak is, moet jy kan maak wat jy wil. En daai swaard is gemaak vir my Jesus Christus. Hy sal nie breek nie. Daardie woord het nog nie gebreek nie. Hoeveel aanvalle het op daai woord gekom? Deur die eeue en hy het nie gebreek nie, want hy's van die regte staal gemaak. Pastoor het ons so op die laaste minuut klaar gemaak. Ja, dit was 'n goeie bespreking, was 'n interessante bespreking gewees hierdie. Is daar nog iets wat iemand wil sê Ek wil oor dit? afsluit net met dit. Dit beteken dat ons die volle wapenrusting gekry het die dag toe ons in Jesus as verlosser geglo het. Amen. Nou moet ons dit elke dag in geloof gebruik sodat ons op die dag van onheil die weerstand kan bied en nadat ons alles uitgevoer het, staande kan bly. Efesiërs 6 vers 13. Amen. Amen. Awesome. Nou, ek was laaste afgesluit, ek kan onthou toe ek was, en toe ek, so ons gee dit nou oor aan Henry vir die aand. Kyk, dis nou een ding wat my nie pla nie. Ek hou van nie, ek weet, jy hou van bid, en dis die belangrike gedeelte, want ons moet 'n passie hê, om met God te kan praat. En dis vir my lekker om vir ander mense te bid, en hulle te seën, en dit is Ja. altyd 'n voorreg om dit, dis vir my altyd 'n voorreg om te kan bid, terwyl ek hier is, dat God my kan gebruik. Ek wil altyd sy instrument wees. En dis al, weet jy Henry, voordat ons nou afsluit, ek het vandag voorreg gehad om saam met iemand te ry, en toe ons weer praat ons Bybel. Ons praat geloof, en hy vertel hoe sterk hy in sy geloof is, en hy was by 'n funksie saam met moslems gewees, en hoe hulle probeer om oortuig het. Hy sê, julle kan maak wat julle wil, my geloof in Christus Jesus is sterker as julle redenasie. Amen. En dis hoe ons moet wees. En ons moet die geleentheid gebruik. Ek het nie 'n geleentheid gesoek om oor geloof te praat nie. Die Here skep dit. En wanneer jy daai geleentheid kry, Ja. moet jy vir hom vat. Amen. Amen. Klink of hy sy wapenrusting aangaan. Hou 'n verseker hoor. Kom ons bid saam. Dan sê Here, ek wil eerstens vir U dankie kom sê vir die voorreg wat ons het om instrumente te kan Amen. wees, Here, om U woord vir ander mense te leer, U evangelie te verkondig en hulle te vertel van U, Here, want alles wat ons altyd oor praat gaan oor U en is Christus gesentreerd, Here, want sonder U beteken ons geloof niks nie, Here. Here, en ek wil so kom bid vir elkeen wat hier kyk en wat nog hierdie reeks gaan kyk. Here, wil ek bid dat dit hulle sal seën en hulle sal leer, Here, en dat U ook daardeur met elkeen sal praat en ook help om geestelik te groei en hulle ook help om hierdie goed te verstaan wat baie mense sukkel om te verstaan, Here. Here, wil ook so vir elkeen bid wat dit kyk en wat nou hier kyk, dat hulle sal besef hoe belangrik dit is om U wapenrusting aan te hê, Here, laat ons kan staande bly in hierdie wêreld in wat ons nou lewe, Here. Staande bly teen al hierdie aanvalle wat teen ons as Christene geloods word, Here. Staande kan bly teen valse Christene wat teen ons ook opstaan, Here. Laat ons altyd U wapenrusting sal aanneem om altyd te kan veg vir dit wat reg is. Laat ons altyd sal kan veg vir die waarheid en laat ons altyd sal staande bly vir U en bereid wees om U evangelie te verkondig, Here. Ek bid dat U hierdie reeks sal seën en elke persoon sal seën wat U kyk, Here. En mag elkeen 'n goeie week verder hê wat U kyk, Here, en seën ook ons wat die woord bedien, Here, laat U ons sal lei en leer en sal help om altyd net die waarheid te verkondig, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie Henry. Mooi en geseënde aand en week aan almal. Amen. Baie geseënde week en gaan kyk die vorige 2 video's ook. En like asseblief. Ja.